tot bekering gekom. Party mense luister radiokansel en ander mense word gelei deur iemand anders na die Here toe. Maar ek wil vir jou iets sê wat baie belangrik is. Al lei die pastoor jou na die Here toe en al lei die dominee jou na die Here toe en al lei wie jou na die Here toe. Jy kan slegs tot wedergeboorte kom as die Gees van God jou trek. Nie omdat die ou wat jou na die Here toe lei so oulik is nie, maar omdat die Gees van God jou trek om jou lewe vir die Here te gee. As jy die Heilige Gees verwerp nie God. Dis sleg. As jy die Heilige Gees verwerp nie God. Nou God is soos die son, Jesus is soos die sonstrale, en die Heilige Gees is die een by die werk doen, hy laat jou die sonstrale voel. Interessant. Nou, ons praat oor die gawes van die Gees, verskillende maniere. Nou, jy kry byvoorbeeld iemand wat die gawe van genesing het. Maar die gawe van genesing werk nie net op 'n spesifieke manier nie. Daar is baie maniere hoe die gawe van die Heilige Gees kan werk. Wanneer die Here jou daai gawe gegee het, die gawe van genesing, sal iemand na jou toe kom en hy salf jou met olie en hy bid vir jou en die Here genees jou. 'n ander ou doen weer iets anderste. Hy gaan lê hande op jou sonder om olie te salf. Hy gaan lê sy hande op jou en die Here raak jou aan en jy word genees. Dan kry jy 'n ander pastoor wat die gawe van genesing het, hy doen dit anderste. Hy sê, ek wil hê jy moet jou eie hande op jou geaffekteerde dele sit van jou liggaam en hy bid vir jou en God genees jou. Dan kry jy 'n ander pastoor wat iets anders te doen, hy bid oor 'n sakdoek en hy sê, gaan dit op iemand anderste wat siek is en daai persoon word gesond. Daar is nie net een manier hoe genesing plaasvind nie. As jy die gawe van die Gees van genesing het, dan kan jy mense op verskillende maniere genees. Maar die belangrikste is om te hoor by die Here hoe om dit te doen. Die volgende wat ek vir jou sê, eendag was daar 'n pastoor en die ouers bel die pastoor, hulle sê vir hom, ons het 'n rebelse kind in ons huis. Nou nie sê, jy het 'n rebelse kind, jy moet nie jou handjie opsteek, jou kind. Hoor mooi, en dan sê die pastoor, wil jy nie kom nie asseblief. Hy kom toe daar so, die kind is nie by die huis nie, en hy gaan doen die volgende. Weer, maar ek by die Here gehoor, hy gaan lê op die kind se bed, al wat hy doen, en hy praat met die Here. Daai aand toe die kind by die huis kom, gaan lê die kind op die bed, toe hy die kussing raak met sy kop, spring hy van die bed af, en hy val op sy knieë, en net daar gee hy sy lewe vir die Here. Hoe is dit moontlik? Die salwing van God. Hoor mooi, die salwing van die Here. Iemand wat by die Here gaan lê, pleit vir 'n kind wat ver van God af is. Dis wat die salwing van die Here doen. Glo jy dit? Ek glo dit met my hele hart. Die gawe van die Heilige Gees verdeel nooit nie. Dit bring altyd 'n wins. Altyd 'n wins. Die enigste tyd wanneer die Heilige Gees dissiplineer, beveel, teregwys, is om vir jou 'n weg te wys. Dit is hoekom hy dit doen. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Dit is nie 'n wins as ek vir julle sal sê, hoor hierso, die Here wys vir my, daar gaan 'n vloed kom en ons almal gaan verdrink. Dit is nie wins nie. Die woord sal eerder sê, daar gaan 'n vloed kom, as ons nou loop, is ons veilig. Dit is hoe die woord eerder sal praat. Hy gaan sê ons almal gaan verdrink. Dis hoe die Here werk. Hoor jy wat ek sê? Dis wat eerder die woord sal sê, as julle nou loop, sal julle veilig wees. Wat beteken manifestasie? Dis 'n goeie vraag. Eendag was daar 'n kerk gewees, en die seentjie kom na sy pa toe, hy sê vir hom, pa, ek het kopseer. En die pa bid vir hom. Hy sê, in die naam van Jesus Christus, word genees. Sal wat hy doen? 10 minute daarna, toe is die seentjie terug. Hy sê, pa, ek het nog steeds kopseer. Hy sê vir sy seentjie, my seentjie, hy sê, ons gaan die Here vertrou vir 'n manifestasie.
10 minute daarna kom die seentjie terug. Hy sê, papa, waar is die man van die stasie? Want ek het nog steeds kopseer. Wat beteken manifestasie? Manifestasie beteken God se teenwoordigheid. Wanneer God se teenwoordigheid in beweeg, dan begin dinge te gebeur. Hoor jy wat ek sê? Wanneer God se teenwoordigheid in beweeg, begin dinge te gebeur. Ek wil vir jou sê, ons moet God se teenwoordigheid terugkry in ons eie lewens. Ons moet God se teenwoordigheid terugkry binne in die kerk. Ek en jy moet dit begeer, en God is die een wat doen. Hy is die een wat produseer. Ons moet nie God in 'n boks druk en dink God werk net op sekere maniere nie. God werk soos wat hy wil en hy maak soos wat hy wil. Elke persoon speel 'n baie belangrike rol in die liggaam van Jesus Christus. Elke een van ons wat hier sit. Daar's nie een wat 'n uitsondering is nie. Almal wil graag die gawe van wonderwerke hê, want dit is 'n groot gawe. Almal wil graag die gawe van wonderwerke hê. Maar nou is die vraag, wat van die gawe van profesie? Almal wil graag die gawe van genesing hê, want dit is 'n groot gawe. Maar wat van die gawe van wysheid? Nou wil ek jou 'n vraag vra. Wat se gawe is die belangrikste? Die gawe wat nou die Here wil gebruik. Dis die gawe wat die belangrikste is. Daar's 9 gawes, nie een is belangriker as die ander gawe nie. Die een wat die belangrikste is die gawe wat die Here nou wil gebruik. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Die pastoor preek eendag, terwyl hy preek, praat die Here met hom terwyl hy preek en hy bly stil. Hy gaan van die verhoog af, hy gaan na 'n man toe. Hy sê vir hom, die Here bevestig vir my dat jy bediening toe gaan. Die man begin te huil. Hy sê ek vas al vir weke net vir bevestiging van die Here af. Jy sien, dit is wat jy by die Here hoor. En toe hy net die woord vir hom gegee, toe sê pastoor, dit is so, wat se gawe is nou nodig? Die gawe van profesie. Die gawe van wonderwerke genesing is nie nodig dan nie. Die gawe van profesie is nodig om dit te doen. As ek nou in die kerk instap en ek sê vanmôre vir die gemeente, hoor jy so, die gawe van tale gaan vanmôre opereer in die gemeente. Gaan mense gesond word wat siek is? Nee, want jy die gawe van genesing nodig, as jy nou verstaan wat ek sê. Nou, ek glo dat ons met al 9 gawes in die kerk gebruik, wat die Here tot ons beskikking geplaas het. God gebruik mense met die gawes wat beskikbaar is. As God ons as volwassenes, as jy nie wil nie, gaan God kinders gebruik om te werk in die kerk. Ek het al gesien waar kinders in tale praat en vir mense bid en God genesing. Wat die groot mense wil. Ek sê nou vir jou, die Here sal kinders gebruik as jy nie wil nie. Hoor wat ek vir jou sê. Die gawe wat die meeste in die kerk voorkom is wat? Die gawe van tale. Jy het nie baie geloof nodig om met tale te praat nie. Die wat daai gawe ontvang het. Die interpretasie van tale is nodig vir jou spesifieke situasie. Net so ook die gawe van wonderwerke wat jou raak. Ek persoonlik dink dat 'n evangelis moet al 9 gawes hê om mense tot bekering te lei. Die 2 gawes wat die grootste werk in 'n evangelis is, die gawe van wonderwerke en die gawe van genesing. Hoekom dink jy? Want die mense daar buite glo nie. Wanneer God 'n wonderwerk doen voor hulle oë en God genees daar buite aan die kerk, dan sê hulle, daar moet waarlik 'n God wees. Dis hoekom ek glo dat 'n evangelis daai 2 gawes werk baie sterk eerder. Die gawe van wonderwerke en die gawe van genesing. As jy 'n woord van die Here het en die Here sê vir jou, jy moet dit vir die kerk bring en jy bring dit nie, gaan die kerk skade ly. Jy het dit geweet. Wees gehoorsaam wat die Here met jou praat. Doen wat die Here vir jou sê. Wees sensitief vir die Heilige Gees se beweging. Ek en jy moet geloof hê en ek en jy moet gehoorsaam wees aan dit wat die Here, aan die gawe wat die Here aan my en jou toevertrou het. Moet ek en jy aan gehoorsaam wees. Baie belangrik. Ek en jy, ons het die vrees en die gees in ons. Hulle sê altyd die vrees is sterker as die gees. Hulle sê saam met my net. Hoor mooi, ons moet bid en sê, Here, ek onderwerp my wil aan my gees. Ons moet dit bid. Dit gaan nie van self gebeur nie. Ons moet dit bid.
Die dooping met die Heilige Gees en die woord van die Here, die eerste teken daarvan is dat jy spreek in tale en jy sal krag ontvang wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees. Hoor wat ek vir jou sê. Jy sien, wanneer jy met die Heilige Gees opereer, ontvang ons ontvang met almal van ons ontvang die Heilige Gees met bekering. Almal van ons. Maar die vraag is, maak jy gebruik van die Heilige Gees? Baie mense van die kindertjies van die Here het die Heilige Gees, maar maak jy gebruik van die Heilige Gees? Is jy sensitief genoeg wat die Heilige Gees vir jou wil sê of vir jou wil wys? So ek wil sê dat almal in die Heilige Gees, maar maak jy gebruik van die Heilige Gees? Dis 'n belangrike vraag. Jy sien, jy moet die gawe begeer, en die Here sal daardie gawe met liefde na jou toe stuur, sal hy daai gawe met liefde na jou toe stuur, maar jy moet dit begeer. Nou kan ek iets vir jou sê wat baie belangrik is. Die gawes van die Gees kan nie deur jou opereer as jy nie 'n liefde het vir mense nie. Die gawes van die Gees kan nie deur jou opereer as jy nie mense sien as kosbaar en waardevol nie. Want baie keer as jy vir jouself, nee, ek like nie daai ou nie, ek dink jy die gawes gaan deur jou werk as jy dit doen. Nee, maar ek like nou nie daai ou. As jy die gawes van die Gees wil opereer, moet jy lief wees vir mense, jy moet mense sien as kosbaar, jy moet mense sien as waardevol, dan kan die gawes eers deur jou opereer. Jy moet dit onthou. God sien jou nie soos 'n nommer op jou payslip nie. Wie kry 'n payslip? Ek kry nie 'n payslip. Wie as jy 'n payslip kry, het hulle mos 'n nommer op 'n payslip. Die Here sien jou nie soos 'n payslip nie, hoor. Die Here sien jou as kosbaar en hy sien jou as waardevol. Ek dink die wonderlikste van God se liefde is die agape liefde. Die agape liefde sê dat God het jou lief, Kobus, ongeag wat jy doen. Dis wat. Die Here, maak nie saak wat jy doen nie, God het jou lief. Hoekom? Wat het jou gemaak? Dan kry jy die filiale liefde is liefde vir ander mense. Dan kry jy eros liefde wat jy lief is vir jouself. Jy ken baie in die spieël, sou nie mans nie, vrouens. Maar jy moet daarom lief wees vir jouself, ek bedoel die Here het jou gemaak. Is dit nie so nie? Die Here het jou kosbaar gemaak. Kom ek vertel jou gou 'n storie. Een dag, baie lank gelede, was daar 'n tannie gewees, en sy vir 6 weke lank, en die Here het die gawe gegee van tale en die uitleg van tale, en terwyl sy in die kerk is, het sy dit vir 6 weke gedoen, die tale gepraat, dan het sy die tale uitgelê, en dan, die pastoor kom daar toe, en hy sê vir haar tannie, ons moet alle mense 'n kans gee om met die tale te opereer. Gee vir alle mense so 'n bietjie kans. En wat doen die tannie? Sy ruk haarself daarop, as sterkende krulletjie. Sy sê, ek sit nooit meer my voete in die kerk nie. Nooit meer. Nou as hierdie tannie voel, sy is te nagekom, het ek 'n vraag wat ek vra. Hoor wat is my vraag? As sy doen dit, beteken dit, sy het haarself verhoog. En wat sê die woord van die Here? Liefde soek nie sy eie belang nie. Ek wil gesien word. Mense dink haar gesindheid was reg. Haar gesindheid was nie reg nie. Jy sien, met die gawes moet jy 'n passie hê vir mense. Dit is baie belangrik om 'n passie hê vir mense. Nou het ek 'n vraag. Is die gawe van tale uitgedien? Is die gawe van profesie uitgedien? Is die gawe van kennis uitgedien? Nee, dit is nie uitgedien. Kom ek sê vir jou, tale sal die dag wegval wanneer ek en jy eers by Jesus Christus is. Hoor wat ek sê? Tale sal eers dan uitgedien wees as ons by Jesus is. Onthou, in die hemel is daar nie sonde nie. Maar hier op die aarde is sonde soos 'n sjokoladekoek. Jy kan sê ja, of jy kan sê nee. Die besluit lê by jou. Die Here gee jou altyd keuses. Jy het 'n keuse. Wil jy die sonde doen, maar het jy al gesien? Errol, as dit sonde is, hy lyk soos 'n sjokolade, maar jy wil hom net hê. Maar jy het die keuse, ja of nee, of jy dit wil hê. In die hemel is daar geen sonde nie. Profeteer doen altyd wat? Profeteer is om op te bou, te motiveer en natuurlik te troos. Om in tale te praat, bou jy jouself op. Jy bou nie alle mense op, jy bou jouself op. En jy praat verborgenhede met die Here. En die duiwel verstaan dit nie. Dis die lekkerste deel.
En die duiwel verstaan dit nie, wanneer jy in tale praat nie. Profeteer is natuurlik baie beter as om tale te praat wat die mense verstaan. Wanneer iemand in tale praat, en dit nie die uitleg van tale van die gawe nie, dan weet jy nie wat daar gesê word, dit is so ek sê profesie, en daai opsig is eintlik baie beter. Alles binne in 'n kerk moet ordelik geskied. Baie belangrik. Dink jy, as die Heilige Gees deur jou praat, dat hy homself in die rede gaan val? Nee, die Here werk nie so nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. As iemand onder die salwing van die Heilige Gees praat, binne in die kerk, en iemand anders spring op en hy begin ook in tale te praat, is een van hierdie twee mense in die vlees. Stem hulle saam? Die Heilige Gees gaan homself nie interrupt, weet jy in Afrikaans, in meng. Die Heilige Gees opereer nie so. Luister mooi, die normale in 'n kerk is dit. Die Here gebruik altyd iemand in die kerk om 'n woord te gee wat almal ken. Met ander woorde wat kredietwaardig is. Die Here gaan nie die kerk verwar met 'n vreemdeling wat inkom wat niemand ken nie, wat ons betwyfel sy kredietwaardigheid, ons weet nie wie hy is nie. Die Here gebruik mense, hy gaan nie die kerk teen mekaar maak met dit nie. Verstaan julle dit wat ek sê? Dis hoe die Here opereer. Hy gaan nie teen mekaar maak nie. Die Here is 'n God van orde. Ons moet dit nooit vergeet nie. Wanneer die Here praat in die kerk, sal dit altyd opbouend wees. Dis nie 'n openbaring nie. Wanneer die Here praat in die kerk, sal dit opbouend wees. Enigiets wat nie opbouend is nie, hoor wat Bishop Groeneveld vir jou sê, dit is nie van God nie. En die laaste enetjie wat ek neergeskryf het wat vir my nogal belangrik is. Die een ou bid in die kerk, het dit regtig gebeur. En die rede hoekom ek hierdie vir jou sê is dat jy moet leer. Mens leer deur jou foute. Hoor wat ek sê, die man hy bid in die kerk, en terwyl hy bid, al wat hy hoor in sy kop is Indië. Hy gaan huis toe, hy pak sy tas en hy vlieg Indië toe. 'n Maan kom Willie, sy vraai vir die Here, ek is in Indië. Maar ek is 'n maand nie so, maar hier gebeur niks nie. Die Here sê is omdat jy nie gewag het op my nie, jy moes net geld gestuur het vir die sendelinge in Indië. Wat wil ek vir jou sê? Wag, dat die Heilige Gees vir jou sê wat om te doen. Jy kan nie net, weet, baie keer dan, is daar baie keer predikante wat vir jou sê, verkoop alles en gee dit vir die kerk. Mag die Here by jou inkom. Hoor wat ek vir jou sê, man. Jy het ook mos die onderskeiding van die gawes van die Gees. Jy weet mos wat is reg en wat is verkeerd. Is dit so? Ja. Die Here het jou mos verstand gegee, man. Die Here kan ons vir jou wys of hierdie ou die waarheid praat of nie. Daar's 'n ou, miskien is dit nie kans op taal wat ek nou gaan sê nie, maar die kindertjies van die Jesus is nie Paul Pos nie, hoor. Die Here het ons net soveel verstand gegee om te weet wat is reg en wat is verkeerd. Dis hoekom hy ons die Heilige Gees het. Kom ons staan en dan bid ons saam. Halleluja. Wonderlike Here, dankie vir die gawes van die Heilige Gees. Wat 'n voorreg, Here, dat ons hierdie gawes kan opereer. Maar Vader, dat ons die gawes is nie vir onsself nie, dis vir die gemeente, om mekaar op te bou. En Here, dat ons daai gawes kan uitleef, Here, soos wat U dit wil hê ons moet dit uitleef. En Here, seën ons wanneer ons dit gebruik. En wanneer ons hierdie gawes gebruik, Here, dat ons nooit dink ons is goed in onsself nie. Nee, maar dat ons weet, ons is net die instrument. Here, U is die kanaal. Here, U is die een, Here, wat deur ons werk, Here. Ons is nie die kanaal, Here, maar Here, U is die een wat die werk doen. Dankie, Here, vir die gawes van die Gees. Ek vra, Here, dat by elke boetiesus in die gemeente, Here, daardie gawes sal begeer. Die Bybel sê, begeer, as jy dit wat jy begeer, sal ek vir jou gee. As jy in die wil van die Here is, sal God vir jou dit stuur met sy liefde. Dankie, Here, vir dit wat U vir ons gegee het vanmôre met hierdie boodskap. U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding. Amen. Prys die Here.